Excelsior Slaghuis op Kuruman het 'n unieke kompetisie begin so 5 jaar gelede. En ons het bietjie by Rihannes de Klerk kom uitvind hoe die kompetisie werk en waarom hulle dit ook aangebied het. Rihannes, julle het hierdie vertel ons 'n bietjie meer net van die kompetisie wat julle doen vir die boere. Ons het 5 jaar terug het ons met hierdie kompetisie begin omdat ons is nie in 'n voerarea nie. En ons wil graag 'n kompetisie skep om ons boere bymekaar te kry wat so getrou deur 'n jaar aan ons bemark. En om die kompetisie en die samekoms bymekaar te kry, het ons met 'n slagkarkas wat ook 'n biltongkarkas kompetisie insluit mee begin. Die rede daarvoor is dat elke kalarieboer waar hy ook al is, het altyd maar 'n oorslaan koei of 'n vet koei op die plaas. En dit gee hulle dan ook die geleentheid om dit heel te neem. Maar wat is julle dryfveer? Hoekom het julle begin met die hele kompetisie? Die biltongmark in Suid-Afrika dink ek is 'n baie groot onderskatte mark. Dis 'n mark wat aan die uitbrei is en elke jaar groter word. En ek dink daar is baie min gedoen tot dusver om die inligting omtrent die biltong en biltongvleis aan mense bekend te stel en die kwaliteit van biltong selfs. Julle het 5 jaar gelede het julle begin met hierdie kompetisie. Het julle, sou jy sê daar was 'n opwaartse belangstelling onder die boere of byvoorbeeld hoeveel diere het julle hierdie jaar geslag in vergelyking met die begin? 5 jaar terug het ons begin met 36 boere en 64 biltongkarkasse. Ons het hierdie jaar tans 413 inskrywings boere gehad met 609 karkasse vir die weekgeslag. Ja, dit is eintlik wonderlik, né? Want ek bedoel elke boer het maar 'n vetkoei of twee wat hy wil slag, maar weet nie wat om daar te maak altyd nie. Dit is so en ja, ons het nou 'n geleentheid geskep. Ons het 'n geleentheid geskep. Die samekoms vir die boere is ook vir hulle baie belangrik. Ons kom agter dat mense wanneer hulle na die kompetisie met jou gesels, sê dat die geleentheid was vir hulle so belangrik. So ek kom agter dat party ouens weet dat hulle nie regtig 'n kans staan om 'n wenkarkas te hê nie, maar die deelname moet gebeur. Ja. Rihannes, ons praat nou van die sukses van die hele kompetisie, maar wat is die kriteria wat julle gebruik? Is dit dieselfde as wat Summit byvoorbeeld sal gebruik om slagosse te beoordeel? Koos nee, die slagos kompetisie is A-graad gebaseer en dit werk nie by die biltongkoei nie. Wat hier gebeur is, ons kyk na die snitte wat jy gebruik om biltong te maak. En dan moet ons kyk na wanneer jy die grootste opbrengs gaan hê uit daardie spesifieke snitte en as ook die vet en die kleur van die vet en die smaak van die vet wat op daardie spesifieke biltongsnitte gaan wees. So die kriteria is daarop gebaseer. So ons soek 'n groot opbrengs op jou biltongsnitte, 'n baie goeie vetverspreiding en dan hoe geeler hoe beter. Nou as jy praat van 'n groter opbrengs, bedoel jy nou die karkas moet groter wees. Dan is dit vir 'n beter proposisie. Nee, dis nie altyd omdat die karkas groter is nie. Dit gaan oor die snitte in die beesbout wat gebruik word hoofsaaklik vir goeie biltong. So die silver sides, top sides wat gebruik word vir biltongsnitte. Ons wil graag hê die bees met 'n redelike sterk bouvorm daar hê, maar vetverspreiding tel baie punte. Want 'n mens wil graag 'n egalige vet oor die hele snit hê. Nou, ons Suid-Afrikaners is lief vir daai geel vet op die biltong. Maar ek wil amper sê ons Noord-Kaapenaars is verkies dit so. Maar is dit die algemene tendens in Suid-Afrika dat mense verkies om vet biltong te koop? Oorspronklik 5 jaar terug het ons voor die tyd 'n bespreking gehad en ons het gesê
ons en gewonder dat gaan die baie vet karkasse in die mark aanvaar word. En ek het altyd gereken dat die Kaap provinsie onder die Weskaap redelik maarder vleis geniet. En op die oomblik by hierdie spesifieke skou is hulle die grootste aankopers van hierdie vetkarkasse. En julle het nou 609 karkasse het julle nou bymekaar gekry. Is dit moeilik om daai vleis verkoop te kry? Want ek bedoel, dit is nie jou A-graad vleis nie. Koos, wat nou al deur die jare gebeur het, is dat mense doen nou al bestellings op volgende jaar se karkasse. So ons het reeds laas jaar het ons goeie aanduiding gehad van wie wil die karkasse hierdie jaar neem. En ek moet sê 2 weke voor die tyd was alle karkasse klaar verkoop. En wat ek was op 'n stadium hierdie week baie bekommerd dat ons nie genoeg gaan hê om almal te help nie. Rihannes, dan moet ek graag van jou weet die wenkarkasse van hierdie jaar. Op grond waarvan dink jy het hulle gewen en hoekom het hulle vir jou uitgestaan? Koos, die wenkarkasse van verjaar is koeie dit is toevallig koeie met 'n baie goeie bouvorm en 'n spiermassa op die biltonsnitte. En dan het hulle 'n besonderse vetverspreiding oor daardie snitte gehad. Dis nie net toevallig 'n baie oorvet koei nie, maar dis 'n koei wat vir jou 'n goeie vetverspreiding gee, sodat 'n mens nie hoef vet af te sny nie en so is jou opbrengs op jou biltonsnitte dan maksimaal. En wie is die wenner van jaar? Die wenner van jaar is Berleda, Brangus stoet van Launa se wêreld. Hulle het 'n besonderse goeie karkasse ingeskryf. En in jou tweede en derde plekke? Tweede plek is Willie de Jager. Hulle is toevallig ook hier van Diskant Vryburg. Hulle het ook besonderse koeie ingeskryf met 'n baie mooi bouvorm, Santa Gertrudis koeie. En hulle is al deelnemers by ons van 5 jaar terug af en ek moet sê, hulle skryf elke jaar diere in van 'n besonderse gehalte. Willem Skols was een van die deelnemers aan die biltong karkas kompetisie op Kuruman. En 4 van sy beeste was onder die finaliste gewees. 4 van die karkasse was onder die finaliste. En ek gesels 'n bietjie met hom om uit te vind wat was sy geheim gewees. En Willem, van waar af kom jy en wat se rasse boer jy? Maar om Koos, ek is van die Launa area, dis so tussen Kuruman en Vryburg. En ons stoet daar met Brangus beeste. En ja, ons het 'n kommersiële beeste en goed in die Kalahari. My paale is daar en my sussie Kayla, hulle boer daar in die Kalahari. Ons kommersiële klomp beeste en ja, maar op Launa boer ons hoofsaaklik maar in die Brangusse skiediere. Nou, hoeveel diere het jy ingeskryf? Want ek het 5 diere ingeskryf. 5 diere en 4 van hulle was onder die finaliste, of was al 5? Nee, ek dink is al 5. Nou, wat is die rede dat jy so baie vet koeie kon inskryf of vet diere kon inskryf? Kyk, aan die een kant is dit 'n goeie ding en aan die ander kant is dit eintlik maar 'n bietjie 'n slegte ding vir ons. Met die stoet saam fokus ons erg op vrugbaarheid by ons koeie en ja, ongelukkig die koeie, hulle was oor hulle tydperk gewees en hulle was nie dragtig gewees na hulle 2 kanse of wat nie en ongelukkig moes hulle nou maar hulle laat slag. So ek dink in daai geval is die kompetisie of slagkompetisie het nou maar goed in ons guns getel om ja, dit help daarom weer so 'n bietjie. So dan weer terug in die sak. Nou Willem, wat dink jy van hierdie kompetisie? Die kompetisie is al 5 jaar aan die gang. Is dit die eerste keer wat jy deelneem of het jy voorheen ook al deelgeneem? Ek het laas jaar vir die eerste keer het ek deelgeneem en ja, ons het laas jaar ons eerste plek ek het net 2 koeie laas jaar gebring, maar ons het dan die eerste plek gevat laas jaar ook, maar ja, soos die tweede keer, ek dink is 'n baie goeie ding om veral vir die gemeenskap en ek dink dit bring bewusmaking van almal se rasse en verskillende beeste, almal bring maar verskillende beeste en ja, bewusmaking en is altyd lekker om 'n bietjie boeregemeenskap bymekaar te kry. Ek is 'n voorstander en ek dink dis 'n baie goeie ding wat Amerikaners hulle doen. Nou sal jy ander ouens ook
aanmoedig om deel te neem? Ja, absoluut om. Ek dink regtig dit is 'n pype ding wat aan die gang is. En ook om van jou ouer diere dan om ons water raak. Absoluut om. Ja, absoluut. Dit is 'n goeie platform. Nou, as ek nou maar vra, die pryse wat julle dan nou kry vir die oorvet koeie. Is dit daarom kompeteerbare pryse? Absoluut. Nee, absoluut. Sover ek werk ook eintlik maar net hier, maar ja, sover my kennis strek, kry ons daarom goeie geld op vir die beeste. Veral omdat hulle so mooi geel vet is. Willem, jy sê nou julle het 'n Brangus stoet. Het julle een of ander tyd weer 'n veiling? Koos, ons het nou in Julie maand, die 16de Julie, het ons in Vryburg by die skougronde het ons 'n produksieveiling oom. En ja, soos die vroeër gesê het, ons fokus maar op vrugbaarheid en ek dink die koeie, hulle vleis so goed. Ons gaan maar oor 'n kalf en oor vleis. So ek dink die koeie praat vir hulle self en ja, ek dink ja, dit sal goed wees. Ek dink ons is baie trots op ons diere en ja, ons het die veiling nou in Julie maand. Baie dankie.